Nou 700 jaar. Dink gou aan 700 jaar. Dis nogal 'n lang tyd, 700 jaar. Ek bedoel, dis langer as wat ons weet wat Jan van Riebeeck hier in die Kaap aangekom het daar in 1652. 700 jaar. Nou 700 jaar voordat iets gebeur het, is daar 'n voorspelling gemaak. En vandag nog praat ons oor daai voorspelling. Daar's 'n voorspelling gemaak oor 'n kruis. Oor iemand wat aan 'n kruis sou hang. 700 jaar voordat dit gebeur het. En ons is in lydenstyd en ek wil vanoggend as fotum, wil ek vir jou Jesaja 53 lees. 'n Voorspelling wat oor Jesus Christus gemaak is, 700 jaar voordat dit enigstens plaasgevind het. En dan hoor jy ook vanoggend die grootheid van God, die almagtige God, wat tot enige iets in staat is. Want dit is hoekom ons vanoggend hier is. Want ons aanbid 'n God wat tot enigiets in staat is. Ons aanbid 'n almagtige God wat enigiets kan doen. 'n Almagtige God wat vir jou omgee en wat jou ongelooflik liefhet. Hy begin nogal heel ironies in Jesaja 53 wanneer hy sê: "Wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien?" 700 jaar. Die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortel skiet in droë grond. Hy het nie skoonheid of pragt gehad dat ons na hom sou kyk nie. Nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie. Tog het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Daardie dag op die kruis. Wat 'n dag. En is met hierdie woorde wat ek jou vanoggend wil groet. In die naam van die Vader wat dit moontlik gemaak het. In die naam van Jesus Christus wat gehoorsaam was daaraan. In die naam van die Heilige Gees wat dit laat waar word in ons eie lewens. Kom ons sit net so, dan sluit ons eers die oë en dan bid ons saam. Gebruik dalk gou net 'n oomblik om self vir die Here te sê: Here, hier is ek vanoggend. Dis 'n belangrike tema, is 'n belangrike tyd van die kerklike jaar. Kom praat vanoggend net met my. Net met my. Heilige Here, Heer van die Here, almagtige God, ewige Vader, Here Jesus, dankie dat ons U ook vandag kan aanbid. U wat aan die regterhand van die Vader sit, U wat die oorwinning behaal het, U wat die prys betaal het, alles ter wille van ons. Heilige Gees, dankie vir U teenwoordigheid. Dankie dat U ons in die volle waarheid lei ook vanoggend. Heilige Gees, ek bid dat U met elkeen van ons sal wees, dat U in elkeen van ons se lewens sal inspreek vandag. Daardie woorde wat
Jesus aan die kruis gespreek het, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dat dit vandag 'n impak maak op ons lewens. Dat hierdie hele lydenstyd, paastyd, vir ons soos 'n teken in die hand en op die voorkop sal wees. Dat dit ons lewe sal impakteer, dat dit ons denke sal impakteer ook. Heilige Gees, kom vul ons vanoggend. Kom breek hierdie woord vir ons oop. Open ons geestes oë en ore. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou ek wil sommer net eers so met 'n inleiding begin voordat ons kom by dit waaroor die reeks gaan. Nou, ons weet altyd Kerstyd. Die hele wêreld maak 'n groot ding van Kerstyd, want daar's oralste liggies en daar's Kersmusiek wat speel oor die radio en by die winkelsentrums, oralste hoor mense hierdie goed. En dis 'n groot oplewing wat plaasvind. Is hierdie, waarvan die Engelse praat, hierdie festive season. En dit veroorsaak hierdie wonderlike gevoel by ons, nostalgie, noem dit wat jy wil. Maar weet jy dat die belangrikste, ons is tans nou, is die begin van die belangrikste in die kerklike jaar. En dit is lydenstyd. 'n Baie belangrike gedeelte, wat die woord ook vir ons sê, ons moet dit feestelik vier, en ons moet mekaar daaraan herinner, aan die belangrikheid daarvan. En ek wil jou vanoggend gou net so 'n bietjie terugvat, sodat ons in hierdie tyd 'n baie goeie basis en onderbou kan hê, van waar dit vandaan kom. Hoe kom ons by die kruis uit, en wat is die ware betekenis van die kruis? Want daar's ook 'n stuk agtergrond daaraan, wat baie belangrik is. So gun my so 'n paar minute, dat ek dit vir jou mooi kan verduidelik, en dan verstaan ons dit almal, en ons is almal mooi op dieselfde bladsy, want dan gaan hierdie kruiswoorde van Jesus 'n baie groter impak in jou lewe hê. Nou, dit begin, as jy dalk jou Bybel hier het, maak dit vir my oop by Exodus. Alles begin daar by Exodus 12. Nou, Exodus is 'n fantastiese boek. In Exodus gaan dit maar basies daaroor, oor die begin van Exodus gaan daaroor dat God die volk uit daardie greep wat Egipte op hulle gehad het, hy wil hulle daaruit verlos. Hulle was so slawe daar in Egipte gewees, hulle het hard gewerk, hulle het swaar gekry, hulle het tot God geroep, en God het hulle gehoor. Hulle was vir 430 jaar was hulle in Egipte gewees, soos 'n klomp geslagte wat daar in Egipte was. Hulle was gewoond aan hoe dit daar gebeur het. Maar toe kom God en sê, ek het 'n ander plan vir my volk. Ek wil nie hê my volk moet so slawe werk nie. Ek het al lankal vir hulle voorouers, vir Abraham, Isak en Jakob, het ek beloof dat daar vir hulle 'n beter plek is, 'n beloofde land. Dit wat ek vir hulle in gedagte het. Maar nou sit hulle vasgevang in Egipte. En dan begin God, en 'n mens kan gaan kyk na al daardie 10 pla, wat hy 'n spesifieke God aangespreek het, wat die Egiptenare aanbid het, om vir hulle te wys, ek wat die Here die Almagtige is, ek wat Jahwe Elohim is, soos hy homself bekend gestel het, ek is groter, sterker as daardie gode wat julle aanbid. En dan het hy elke keer iets gedoen teen daardie gode. Maar elke keer was die farao hardkoppig gewees. Nou, hoekom was hy hardkoppig? God het hom ook hardkoppig gemaak. So daar's 'n hele storie daar rondom wat ons kan los vir 'n ander dag. Is 'n baie interessante storie. Maar hoe ook al, dan kom ons by die laaste. Ons kom by die laaste gedeelte. Net voordat die 10de plaag dan plaasvind, wat hy sê, die dood van die eersgeborenes. En dan hoofstuk 12, hoor wat sê hy vir hulle? Hulle moet voordat daardie laaste plaag plaasvind, die 10de plaag, die dood van die eersgebore, moet daar eers iets gebeur. En dis die instelling van die Paasfees. En dan sê hy vir hulle, hierdie maand, vers 2,
hierdie maand is vir julle die belangrikste maand. Dit moet die eerste maand van die jaar word. So dit wil sê, daar kom iets nuuts, daar gaan iets nuuts gebeur. Jy weet mos wanneer dit Januarie is, né? Wanneer die oorgang van ou jaar na nuwe jaar, dan sit nou nuwe dinge, die huis is weer skoon, jy het nuwe drome en planne, so sê die Here vir hulle, nou gaan julle my grootheid sien. Dis 'n nuwe maand, dis 'n nuwe begin, dis die begin wat ek julle gaan vat uit Egipte uit slawerny uit, en ek gaan vir julle vrymaak, 'n nuwe begin, wat hy vir hulle sê. Dan sê hy vir hulle in vers 3, sê vir die hele gemeente, en interessant, hier vind ons die eerste keer in die Bybel, dat daar van gemeente, eklesia soos in die Nuwe Testament gepraat word. So God begin hier anders te kyk na sy volk. Hy begin hulle sien as 'n gemeente wat God moet verheerlik. So hy begin hulle anders te sien. Hy sê vir Moses en Aaron, sê vir die gemeente van Israel, vir my kinders, elkeen moet sorg dat hy op die 10de van hierdie maand 'n lam vir sy gesin het, en elke huisgesin een. Vers 5, dit moet 'n jaar oud rammetjie wees, sonder liggaamsgebrek, 'n skaap of 'n bok. Jy moet hom goed oppas tot die 14de van die maand, en dan moet die hele gemeente van Israel teen laatmiddag slag. Julle moet van die bloed smeer aan die sykante en die bokant van die deurkusyn van elke huis waar julle die lam gaan eet. Nou in vers 22 dan sê hy vir hulle, vat 'n hisoptakkie, baie belangrik, 'n hisoptakkie, en smeer die bloed aan die deurkusyn met 'n hisoptakkie. Nou 'n hisoptakkie word baie belangrik in Israel se reinigingsproses ook, want as ek so 'n bietjie vooruit kan gaan, die hisoptakkie word dan gebruik om die bloed te smeer, en hierdie bloed beskerm die volk, ons ken die verhaal, beskerm die volk wat dan in daardie huis is, elke huisgesin waarvan die bloed aan die deurkusyn gesmeer is. As 'n mens verder gaan lees in die Ou Testament, dan word die hisoptakkies, of die bossie hisop, word gebruik vir reinigingsrituele. So as die bloed van die offerdier gesprinkel word op die altaar, of reinigingswater op iemand gesprinkel word, gebruik hulle hisoptakkie. Interessant, toe Jesus aan die kruis hang, toe gebruik hulle ook 'n hisoptakkie, om vir hom die wyn aan te gee, die suurwyn, met 'n hisoptakkie. Sien hoe hardloop dit deur vir reiniging. Wat kom doen hy aan die kruis vir ons? Hy kom reinig ons. Maar kom gou terug na Eksodus 12 toe. En dan sê hy, hulle moet al verder, as jy verder in die verhaal gaan lees dit gerus by die huis. Hy sê, hulle moet dan gereed wees, hulle klere aan, alles, en hulle moet daardie maaltyd eet. Hulle moet alles eet. Dan mag niks oorbly nie. Wat oorbly moet dan verbrand word. Maar hulle moet, daai hele maaltyd moet hulle eet. Alles moet geëet word. En dan sê hy vir hulle in vers 11, se B-gedeelte, wat noem hy hierdie? Hy sê, dit is die Paasfees van die Here. Die Paasfees van die Here. En dan sê hy vir hulle in vers 14, hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees. Julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Vir julle nageslag moet dit 'n vaste instelling wees wat julle moet vier. En interessant, as jy nou blaai na Eksodus 13 toe, en jy kyk by Eksodus 13 en vers 9, dan sê hy, die fees moet vir julle wees soos 'n teken op die hand of 'n merk op die voorkop, sodat julle altyd sal getuig dat die Here hom aan julle geopenbaar het. Want dit is met sy groot mag dat hy julle uit Egipte bevry het. Julle moet hierdie voorskrif van jaar tot jaar op die bepaalde tyd nakom. So wat sê hy vir ons eintlik? Hy sê vir hulle, smeer hierdie bloed aan die deurkusyne, want as die doodsengel verbykom, as ek ook verbykom, dan sal julle leef, maar die res van die eersgeborenes sal sterf. So die bloed van die offerlam red hulle. En God red hulle uit Egipte uit, en hy vat hulle na die beloofde land toe. Nou, as jy gaan kyk, wat doen Jesus?
in 'n gedeelte soos Lukas 22 vers 14 tot 20, dan is Jesus en sy disippels bymekaar. En Jesus vier ook saam met sy disippels daardie maaltyd, die Pasga maaltyd. Dit word genoem die Pasga maaltyd. Altyd moet dit in herinnering geroep word. So Jesus en sy disippels is daar in die bo vertrek. En dan kom sê hy vir sy disippels, volgende Sondag het ons die voorreg om nagmaal te gebruik. Dan is dit eintlik die instellingswoorde van die nagmaal wanneer hy sê, nou, hier waar ons aan tafel sit is daar eintlik 'n offerlam wat ons eet. Ons eet ongesuurde brood. En dan vat Jesus daardie brood en dan sê hy, voor sy dood, dan sê hy, nou gaan goed verander. Julle gaan nou hierdie fees op 'n ander manier vier. Dit gaan nie meer die Pasga wees nie, want ek gaan een van die dae sterf. Binnekort sterf ek aan die kruis, waar hierdie lammetjie wat ons nou eet, ter herinnering was aan 'n dier wat moes sterf ter wille van ons veiligheid, gaan ek sterf. My bloed gaan vloei aan die kruis. My liggaam gaan hang aan die kruis. Dis waarvoor die brood en die wyn daar is. En dit is wat hy vir ons kom sê, en dan sê hy vir ons weer terug na Eksodus toe, hy sê ons moet dit feestelik vier. Eksodus 13 sê vir ons hierdie tyd, hy sê eintlik vir ons hierdie tyd van die kerklike jaar moet 'n teken wees op jou hand, moet soos 'n teken wees op jou voorkop. Nou weet ons die Jode werk met 'n tefillin. Dis so wanneer hulle van hulle gebede doen, dan is daar so 'n boksie wat hulle hier vasmaak. Ek het eendag daaroor gepraat, 'n boksie hier op hulle hand en 'n boksie op hulle voorkop. En daarin is onder andere Eksodus 12 en Eksodus 13 opgeteken. En 'n gedeelte soos Deuteronomium 4, 6 vers 4 tot 9, waar die Shema Yisrael is, wat sê ek is die enigste Here. Maar wat sê dit? Wat sê die Here eintlik vir ons? Hy sê hierdie tyd van die kerklike jaar, hierdie lydenstyd en Paasfeestyd, moet ons feestelik vier. Hy sê dit moet soos 'n gedenk wees in jou hand, jou voorkop. Dit moet jou kom verander. Dis waaroor dit gaan. Dit moet jou dade kom verander hierdie tyd. Dit moet jou denke kom verander in hierdie tyd. En dit is my gebed vir hierdie tyd vir ons as gemeente. Dat die Here sal werk deur sy kruiswoorde, dat hy kom en hy kom verander ons dade in die manier van doen gedurende hierdie lydenstyd. Dat hy ons manier van dink kom verander in hierdie lydenstyd. Want weet jy wat? Ek en jy leef in 'n stikkende wêreld. In 'n wêreld wat dit nie maklik is nie. In 'n wêreld wat ons eintlik maar kan sê 'n gebroke wêreld is, wat vol foute is. En elkeen van ons wat in hierdie kerkgebou is, of elkeen wat luister, maak foute. Ons maak soms groot foute, ander kere kleiner foute. Ons fouteer teenoor mekaar, in die manier hoe ons mekaar behandel, in dit wat ons vir mekaar sê. Ons fouteer teenoor God, deurdat ek net eenvoudig ongehoorsaam is, of dat ek selfsugtig is, dat dit net oor die eie ek gaan. Jy fouteer ook teenoor jouself, deurdat jy nie leef wie jy is nie, deurdat jy met 'n masker leef, dat jy nie autentiek leef nie, en God se droom wat hy vir jou het, nie kan waar word nie, dan fouteer jy teenoor jouself. Jy fouteer teenoor jouself deurdat jy jou soms nie kan vergewe nie, vir iets wat jy dalk gedoen het nie. En jy leef vir die res van jou lewe daarmee saam. En die duiwel gebruik dit as 'n speelbal. So ons almal fouteer, dis eintlik inherent aan ons menswees. Weet jy, Paulus het eintlik ook daaroor geskryf in Romeine 7. Dan skryf hy daarvan vers 21 tot 24, dan skryf hy daaroor. Hy sê
hierdie mens van my, ek wil so graag die goeie doen. Hy sê eintlik, ek wil nie fouteer nie. Maar as ek my kan kry, dan fouteer ek, dan doen ek die slegte. En met sy redenasie dan begin hy sê, wie sal my van hierdie doodsbestaan kan verlos? Wie? Dan wys hy na Christus toe en hy sê, dit is Christus wat dit kan doen. Hy is die enigste ene wat my kan vrymaak van hierdie omstandighede. Soos wat God die volk in die Ou Testament vrygemaak het, so maak Christus my en jou vry, want hy het gesterf aan die kruis daarvoor. Ons het net nou Jesaja gelees, 700 jaar voor die tyd se voorspelling, het ons gelees. Ek en jy moet weet, dat in hierdie stikkende wêreld waarin ons leef, is die duiwel besig. En hy wil jou as dit ware in Egipte hou. Hy wil jou vashou. Hy wil hê daar moet 'n klomp goed eintlik soos modder aan jou pak, of soos wanneer jy in stof loop en die stof gaan lê op jou. Hy wil hê daai goed moet op jou bly. Want daai goed het 'n impak op jou lewe en jou gedrag vorentoe. En nou sit ons en ons weet, daar is 'n verlosser aan 'n kruis. En ek weet en ek het al gelees, ek kan na hom toe gaan met wat ook al. Maar dan kom ek by 'n punt en ek gee hierdie goed vir hom. Maar hier binne my voel dit asof niks verander nie. Asof die goed maar net dieselfde bly en ek hou aan loop daarmee. Wat gemaak as ons foute maak? As ek 'n pen het of 'n potlood het en ek maak 'n fout, dan het ek 'n uitveer. En die uitveer maak my foute reg. Of Tipp-Ex maak die pen foute reg. Deesdae kry ons sulke oulike penne wat hulle noem dit sommer, ons noem dit sommer 'n uitveerpen, né? So jy kan skryf met die gewone pen en hy kan uitveer. Fantasties. Niemand kan jou foute sien nie. Maar wat as ek en jy foute maak in die lewe? Dan is daar ook 'n goddelike uitveer. En dit is vergifnis. Dis God se uitveer. Dis God se instrument wat hy aan mense soos ek en jy gee om foute uit te vee. Hoor weer? Dis God se instrument wat hy aan my en jou gee om foute uit te vee. Daardie instrument word vir jou gegee sodat jy foute kan uitvee en die doel daarvan is op die ou ende versoening, dat verhoudings weer kan herstel. En weet julle, Jesus, dis nou baie interessant as jy in die Nuwe Testament gaan kyk. Jesus kom demonstreer vergifnis. Hy praat nie net daaroor nie, hy vertel nie net gelykenisse daaroor nie, maar hy kom leef dit. Hy kom leef dit van die begin en hy kom leef dit hier aan die kruis, wanneer hy sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek en jy praat oor vergifnis. En ons gebruik in Afrikaans die woord, ons vergewe of spreek mekaar vry, of hoe ook al die sinonieme daarvoor is. Maar is interessant, as ons kyk in die Grieks, is daar 4 woorde wat hy gebruik vir vergifnis. En dit is nie net Paulus wat slim is daaroor nie. Wanneer ons gaan kyk, dan was dit al voor Paulus, het Jesus elkeen van daardie 4 woorde van vergifnis, wat verskillende invalshoeke het, gaan demonstreer. So wanneer ons praat oor hierdie goddelike instrument wat ons gekry het, wat ons noem vergifnis, wat aan my en jou toevertrou is, wat ek en jy moet gebruik, dan sê hy, kyk bietjie daarna. Kom ons hou dit net eintlik vir 'n oomblik so vas, dat ons kan kyk daarna, want daar's verskillende invalshoeke. En jy sit dalk vanoggend hier, jy het nog nie vergewe nie. Want jy kan nie. Want dit wat aan jou gedoen is net eenvoudig te groot. Jy sit dalk vanoggend hier en jy's kwaad vir die Here. Want hoe kon hy dit toelaat?
Die woord sê dan, en mense sê dat hy is 'n God van liefde. En dis die goed wat jou vashou, sodat jy nie kan aangaan nie. En elke keer as jy aangaan, dan gaan jy net 'n stukkie aan, dan word jy weer daaraan herinner, soos wanneer die roof weer afgekrap word, of iets gebeur en daardie roof word weer afgekrap. Nou wil ek vanoggend vir jou sê, daar's verskillende fasette aan vergifnis. En kom ons stap net gou saam met Jesus, vir 'n oomblik, om net te kyk na die verskillende fasette van vergifnis. Die verskillende invalshoeke. In Markus 2 kan jy die verhaal gaan lees. Jesus is besig. Daar's 'n klomp mense, die huis is vol mense waar Jesus daar in die middel van die huis staan. En hulle wil almal hoor wat het hy te sê. En hier buite is daar 'n verlamde man met sy vriende. En hulle besef, maar daar's nie 'n manier dat ons vriend by Jesus gaan uitkry nie. En hulle breek daar die dak oop. En hier laat sak hulle die verlamde man deur die dak. En hier waar Jesus in die huis staan om te praat met die mense, kom hierdie verlamde man hier uit die dak uit gesak. En Jesus sien die vriende se geloof van U is die ene wat hom kan gesond maak. Nou kom ek gee net gou vir jou die agtergrond daarvan. Die mense het daardie tyd gedink, as jy verlam is of blind is of iets verskrikliks met jou gebeur, dan het jy iets verkeerd gedoen. Omdat jy iets verkeerd gedoen het, daarom is daar iets fout. Daarom gebeur daar iets slegs met jou. So, of hy het iets verskrikliks gedoen, of sy ouers het dalk iets verskrikliks gedoen, dat dit hom oorkom. Maar hoe ook al, hulle laat sak hierdie man daar deur die dak. En dan, as jy daai gedeelte gaan lees, dan sal jy sien, dat Jesus gebruik daar 'n spesifieke Griekse woord, epimi, wat sê, jou skuld word van jou af weggeneem. Ek neem jou skuld van jou af weg. Hy vergewe hom eers. Hy spreek hom vry van sy skuld, want hulle het gedink in daardie tyd, daar moet skuld wees, dis hoekom hy so is. So Jesus sluit aan by die tradisie van die dag, en hy sê, ek spreek jou vry. En dan kan jy lees daarna, nadat daar 'n gesprek was, want die mense sê, maar hoe kan jy iemand vryspreek? Wie is jy? Is net God wat kan vergewe. So wie gee jou die autoriteit? Dan sê Jesus vir hulle, luister, wat is nou die maklikste, of wat is makliker? Om vir iemand te sê, jou skuld is vergewe, of staan op en loop? Dan sê hy vir die man, staan op en loop. En dan vat daai man sy draagbaar en hy gaan uit. Maar daardie woord gebruik hy om te sê, jou skuld word van jou weggeneem, so ek herstel jou. En dan so rukkie daarna, dan loop Jesus in die stofstrate rond. En dan ewe skielik is daar 'n groot warboel, en dan sleep hulle hierdie vrou voor hom. Hierdie vrou wat hulle sopas met oorspel betrap het. En hulle gooi haar daar voor hom neer, want hulle dan nou geen respek vir hierdie vrou nie. En dan het Jesus 'n gesprek met hulle. En hy skryf iets mos in die sand. En éventueel stap almal weg. En dan vra Jesus vir haar, jy kan die verhaal gaan lees daar in Lukas 7, dan vra Jesus vir haar, ekskuus nie Lukas 7 nie, in Johannes 8, het die een van hulle jou dan veroordeel nie? Dan sê hy vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Dan gebruik hy daar 'n ander woord, hy gebruik die woordjie charizomai, wat sê, ek veroordeel jou nie, met vergifnis kom daar genade saam. Ek spreek genade oor jou uit, om jou te kan vergewe. En hy sê vir haar, gaan en maak nie weer so nie. So saam met vergifnis kom daar ook genade ter sprake. So rukkie daarna, sit Jesus saam met Simon die Fariseer, saam met die disippels sit hy daar in Simon die Fariseer se huis. En ewe skielik, terwyl hulle daar aan tafel sit, is daar ook 'n geskarrel. En hier kom hierdie vrou in.
Ook 'n vrou met 'n reputasie. En hierdie vrou kom daar ingestap, en toe sy daar instap, kom staan sy agter Jesus by sy voete, maar sy huil. En haar trane val op op sy voete, en sy droog sy voete af. En sy salf sy voete. En dan is daar ook 'n hele gesprek wat jy kan gaan lees in Lukas 7. 'n hele gesprek rondom dit. Maar dan gebruik Jesus 'n ander Griekse woord vir vergifnis. Hy gebruik die woordjie apolluo, wat net eintlik sê, ek laat jou vry. Ek laat jou vry van jou verlede. Jy's 'n vrou met 'n reputasie, maar ek laat jou vry van jou verlede. En daarna het sy gegaan en hy sê vir haar, gaan in vrede. En dan ons laaste ene is 'n ander woord wat hy gebruik wanneer hy aan die kruis hang. Die woordjie parimi, wanneer hy aan die kruis hang, wanneer hy sê, wanneer hy daar hang, en hy kyk na die mense rondom hom. En hy sê eintlik, Vader, vergeef hulle. Parimi, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle weet nie. So eintlik wat hy daar kom sê, Vader, kom stel hulle oordeel asseblief uit, want hulle is eintlik geestelik kortsigtig. Hulle verstaan nie wat hulle besig is om te doen nie, moet dit nie teen hulle hou nie. Nou binne al vier hierdie Griekse woorde, binne hierdie verskillende fasette, ons sal nou 'n bietjie verder daarin bou. Binne hierdie verskillende fasette is daar een onderbou wat vir ons God se hartklop wys. Toe Jesus die verhaal van die verlore seun vertel. En ons almal ken daardie verhaal van die seun wat weggegaan het, wat sy erfporsie gekry het en wat dan terugkom. En daardie seun wat besef hy het verkeerd gedoen. En dan wys hy die Vader se hartklop, hoe hy daai seun vergewe. Daar word nie spesifieke die woord vergifnis gebruik nie, maar ons kom dit agter uit dit wat die Vader doen. Want daardie Vader herstel hom na die posisie wat hy gehad het voordat hy weggegaan het. Want hy kom daar verslons aan, hy het niks nie, en die Vader gee hom weer 'n ring aan die voete, skoene, 'n ring aan die vinger, skoene aan die voete, gee hom weer klere, herstel hom heeltemal. Dis vergifnis. So Jesus leef dit, hy demonstreer dit, en hy demonstreer dit aan die kruis, wanneer dit die moeilikste tyd is. Wat sou jy gedoen het? Wat sou ons gedoen het, as ons onskuldig is, en ons hang daar aan die kruis? Al daardie pyn wat jy ervaar, verwerping, onreg wat hy ervaar het, en sy eerste woorde wat hy spreek is, Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. En daar openbaar hy God se hartklop. Hy wil eintlik hê niemand moet verlore gaan nie, want hy het juis gekom na hierdie wêreld toe. Hy wil juis hê dat almal bevry moet word uit hulle toestand uit. Maak nie saak wat daai toestand is nie. So, wat kom demonstreer Jesus vir ons aan die kruis? Want jy sien, as ek en jy dink oor vergifnis, dan wil ons hê dat die toestande perfek moet wees, voordat ons vergewe. En dit wys vir ons, die toestand was nie perfek daar aan die kruis nie. Maar ten spyte daarvan, wag hy nie vir perfekte omstandighede nie, hy spreek vergifnis daaruit. Vergifnis is 'n keuse, selfs wanneer dit seer maak. Dit is 'n keuse, selfs wanneer dit seer maak. Vergifnis ontstaan nie eers wanneer die pyn weg is nie, en wanneer daar vrede is nie. Vergifnis, daardie instrument, word aan my en jou gegee vanuit liefde. Omdat God ons lief gehad het, het hy Jesus gestuur as vergifnis. So is 'n instrument van liefde. So vanuit liefde moet ons sê, die vergifnis is groter as die pyn. Maar nou sê hy vir my sê, ja, maar jy weet nie wat het hulle aan my gedoen nie.
Jy weet nie hoe ek voel nie. Niemand het ooit gesê dat vergifnis moet jy uit jouself uitdoen nie. Dit staan nêrens nie. Daar waar Jesus aan die kruis hang, stel hy vir ons die voorbeeld waar hy as mens aan die kruis hang namens alle mense. Wat doen hy? Hy vra die Vader. Vader, vergewe hulle. Ek en jy kan nie uit ons eie krag uit dit doen nie. Hoekom? Want dit is 'n goddelike instrument. So vra vir die Here om jou te help om vergifnis toe te pas. Anders gaan jy dit nie kan doen nie. Anders gaan jy nie kan vrykom daarvan nie. En wanneer ek vergewe met die krag van die Vader, hy sê mos vir hulle weet nie wat hulle doen nie. Dan sê Jesus nie daardeur, dis oukei wat hulle gedoen het nie. Hy erken hulle blindheid. Die soldate wat eintlik maar net 'n misdadiger sien. Die skare wat 'n spektakel sien en daarmee saamgaan, die leiers sien net 'n bedreiging in Jesus. Maar Jesus sien hulle geestelike blindheid. Jesus wil hê dat ons, wanneer ons hierdie goddelike instrument kry en hy gee dit vir ons, dat ons wraak uit ons harte moet vat. Want nou sal jy dink, maar as ek moet vergewe, dan kry daardie een nie wat hom of haar toekom nie. Dis hoe ons dink. Maar dink gou-gou vir 'n oomblik. Hier het ons die voorbeeld van die kruis. Toe jy aan die voet, ek en jy staan ook aan die voet van die kruis, verdien ek en jy vergifnis? Nee, dis bloot genade. Efesiërs sê dit vir ons, Titus sê dit vir ons, dis bloot net genade dat ek en jy vrygespreek is. Dis 'n goddelike instrument van liefde, en hy wil hê dat jy dit ook moet gaan doen, want as jy nie vryspreek nie, gaan dit jou emosioneel vashou, dit gaan jou vrede steel, dit gaan hierdie woede in jou, gaan dit net aanhoudend beïnvloed, dit gaan jou verhoudinge beïnvloed. Dit sal aanhoudend aan jou vreet. Vergifnis is daar sodat ek en jy vorentoe kan beweeg. Dit is iets wat jy nie uit jou eie uit kan doen nie, iets wat jy saam met God moet doen. Jesus sê nie vir ons nie, en dit is moeilik om dit te hoor vir ons. Hy sê nie vir ons dis 'n opsie nie. Hy sê vir ons dis eintlik ons plig om te vergewe. Want as jy vergewe, word jy vrygemaak. Die tou word om jou nek losgemaak. Jy word vrygemaak daarvan. Wanneer jy vergewe, kies jy God se pad. En daardeur sê hy nie dit was reg wat gebeur het nie, maar ek vertrou die Here vir die pad vorentoe. Die Here sê vir jou, hy sê, ek het die volk uit Egipte kom red. Teken op die hand, teken op die voorkop, my dade, my denke. Ek vat julle uit Egipte uit. Ek het vir julle iets beters. Die ander kant as dit ware van die muntstuk, het ons die kruis. Wanneer Jesus vir ons kom sê, ek gee vir jou vergifnis. Ek gee vir jou vergifnis. Laat dit jou gedrag verander, maar laat dit ook jou denke verander. Ons kan dit nie uit eie krag uit doen nie. Dit is 'n goddelike instrument. Dalk sit jy vanoggend hier en jy het nog nie vergewe nie. Onthou, jy het die geskenk ontvang. Jy het dit. Maar gebruik dit saam met God, nie uit eie krag uit nie. En mag die Here elkeen van ons daartoe help, waar ons mekaar seermaak, waar ons God seermaak, waar jy partykeer kwaad is vir jouself, dat hy ons sal help, dat ons daai goed kan uitvee uit ons lewe uit.
Ek gee vir jou 'n paar oomblikke om met die Here te gesels. Vader, U weet wie het vanoggend seer en pyn. U weet wie sit vanoggend hier met woede, wat nie kan vergewe nie, wat nog nie wil vergewe nie. Vader, ek bid dat U ook elkeen van ons wat so voel, dat U elkeen sal aanraak, dat U 'n pad van genesing saam met hulle sal stap. Dankie vir die goddelike instrument van vergifnis wat ons gekry het, om onsself vry te maak. Here, ek bid vir vryheid. Ek bid vir vrede in elkeen van ons se lewens. Want Jesus, dis waarvoor U gesterf het. Dankie vir die vryspraak en die vergifnis wat ons van U af ontvang het. Dankie dat dit sommer net uit genade uit na ons toe gekom het. Ek bid dat dit ons lewens verander, ons dade en ons denke. Ek bid vir hierdie lydenstyd. Kom verander ons lewens. Maak ons oë oop vir U werking en wat U kom doen het in ons. Here, hier is ons. Gebruik ons, verander ons. Nie vir onsself nie, maar tot U eer. In Jesus naam bid ons dit. Amen.